Dames en here, seuns en dogters, welkom terug by Wiskunde in Woede. Hierdie is episode 38 en vandag gaan ons 'n bietjie kyk na wat is priemgetalle. Maar uit die vorige episode uit wil ek eers vir julle hierdie uitwys. Kyk hierna. Alle waardes het ten minstens 2 faktore. Daai faktore is 1 en die waarde self. Ek gaan dit weer 'n keer vir jou lees. Alle waardes het ten minstens 2 faktore. Daai faktore is 1 en die waarde self. Om dit nou te verduidelik in 'n bietjie meer sinvolle manier is, kyk wat gebeur met 1 maal 100 is gelyk aan 100. En nou gaan ek jou verwys na die driehoekie wat ek nog die hele tyd vir julle besig is om te teken. Kyk nou daarso, reg? 1 is jou herhaler, 100 is jou opteller en jou produk is 100. 100 is 'n faktor van 100. 100 is 'n veelvoud van 100. 1 is 'n faktor van 100. 100 is 'n veelvoud van 1. As jy nie weet waarvan ek hier praat nie, asseblief gaan kyk na episode 37. Reg. Dan kom ons vat nog een. 1 maal 60 is gelyk aan 60. En weer 'n keer, gaan terug na die driehoekie toe. Reg. 1 maal 60 is 60. 60 is 'n faktor van 60. 60 is 'n veelvoud van 60. 1 is 'n faktor van 60. 60 is 'n veelvoud van 1. Weer 'n keer, as jy nie weet wat ek hier besig is om te doen nie, moet jy episode 37 gaan kyk asseblief. Reg. Maar nou kan jy sien, alle waardes het ten minstens 2 faktore. Daai faktore is 1 en die waarde self. 1 en die waarde self. Reg? Die ding is, daar is waardes wat net 2 faktore het. Daar is waardes wat slegs 2 faktore het. En daai waardes is wat ons noem priemgetalle. En wat dink julle is daai faktore wat hulle het? Dis 1 en die waarde self. Nou, as julle terugdink aan die episode waar ek vir julle vertel het wat getalle stelle is, dan sou julle onthou, ek het julle vertel van natuurlike getalle. Getalle wat waardes voorstel wat ons uit natuur uitgebruik om te tel. 0, 1, 2, 3, 4 ensovoorts. Reg. Nou, priemgetalle is daai stel van getalle wat natuurlike getalle is, met ander woorde, hulle is deel van die natuurlike getalle, wat groter as 1 is. Met ander woorde, van daar af soontoe, groter as 1, en wat presies 2 faktore het. Met ander woorde, hulle het nie meer as 2 faktore nie. Hulle het nie minder as 2 faktore nie. Hulle het presies 2 faktore. En daai faktore is 1 en die waarde self. Nou gaan kyk 'n bietjie na hierdie lysie. Daai is die lysie van die priemgetalle wat kleiner is as 100. Reg. En daar sal jy nou sien, 2
het slegs 2 faktore, 1 en 2. 3 het slegs 2 faktore, 1 en 3. 5 het slegs 2 faktore, 1 en 5. En so kan jy reg deur daai hele lys gaan tot by 97 en daar's 97 het slegs 2 faktore, 1 en 97. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie na iets soos 10. Hierso het ons 10. Wat is die faktore van 10? Reg? Wel, 2 keer 5 is 10, so 2 en 5 is faktore. 10 is self 'n faktor van 10 en dan is daar 1. sien julle dat 10 meer as 2 faktore het? Kyk 'n bietjie na 9. 9 het nou natuurlik 1 is 'n faktor. Is daar iets anders wat 'n faktor is van 9? Ja, 3, want 3 keer 3 is 9. So 9 het 3 faktore. 2 het net 2 faktore, 2 en 1. 3 het net 2 faktore, 3 en 1. 5 het net 2 faktore, 5 en 1. Hierdie is priemgetalle en ek kan nie genoeg sê oor hoe belangrik priemgetalle vir ons is nie. Eerlikwaar mense, die feit dat jy bankwese kan doen op die internet, die feit dat jou selfoon werk, die feit dat jou kar werk, is alles te danke aan hierdie idee van priemgetalle. Wiskundig gesproke is priemgetalle amper een van die mees belangrikste getalle stelle waaraan jy kan werk. Julle gaan sien, ek gaan julle wys hoe om priemgetalle te gebruik om die ding wat ons in die vorige episode gedoen het, te doen. Faktorisering. Sonder priemgetalle word faktorisering ongelooflik moeilik. Dit raak 'n verskriklike groot pyn in die dinges. Priemgetalle help ons om dit vinniger te doen. Ons gebruik priemgetalle vir goed soos grootste gemeene faktor, en kleinste gemeene veelvoud. Ek sal vir julle leer hoe om hierdie te doen. Vir nou, vir wat ons hierso doen, asseblief mense, kyk mooi na wat hier aangaan. Kyk mooi na daai waardes. Vat 'n screenshot, sit dit teen jou muur. Want hierdie is, jy kan amper nie asemhaal sonder priemgetalle nie, hoor. Ek is dood eerlik met julle. Dus kyk mooi na die definisie, gaan dink daaroor en gaan speel 'n bietjie. Want julle gaan agterkom, hierdie is nogal 'n verskriklike belangrike ding, nie net in wiskunde nie, maar reg deur jou lewe. OK. Hierdie was dan Wiskunde in Woede, episode 38. Ek sien julle in die volgende episode. Totsiens.